Goeiemôre, dis 2 Julie vanmôre 2026 en ons is nou by lesing 53 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Ons is nog steeds besig hoe om die ware naaste liefde te beoefen en uit te voer. En die volgende opskrif is dan weer ook oor die ware en die verkeerde diening. Dit is hoe jy jou naaste in liefde moet dien. Maar daar is nou duidelik deur Vader hier gesê in die opskrif, daar is ook 'n verkeerde manier hoe jy kan dien. En meeste mense sal dien en hulle sal dink dis die regte manier. Maar as ons dit mooi ontleed en nou lees, sal ons sien dat dit eintlik nie moeilik is om te onderskei nie. Joshua is aan die woord in is hoofstuk 99. Die erewoord vir alle swere van die oneindigheid is dus diening, sowel in die groot ryk van die natuur, as ook in die eindelose ryk van die geeste. Kyk maar net hoe die natuur mekaar dien. Die grond, die plante die diere mekaar, alles dien, en uiteindelik dien die hele natuurryk, dien die mens, deurdat ons vanuit hierdie ryke leef, en ons liggame voed daarmee, maar nie net ons liggame nie, ook ons siele. En dit is hoekom ons so daarop gedruk word, om binne in sy orde te eet, sodat ons siel wat ook eet, as jy 'n mieliepit in pap eet, daai klein swart korreltjie is al kos wat jou siel opneem. Die res van die mieliepit, die stysel, neem jou liggaam op. En as jy nie die regte kosse kry nie, dan eet jy sieledele wat jou negatief beïnvloed. Dit maak jou meer, kom ons sê, wreedaardiger. Dit maak jou lam, party van dit, veral as jy kosse eet wat baie parasiete in het. Soos byvoorbeeld vleise wat Vader verbied het in die skrif. Dit affekteer jou. En daarom moet ons die natuur aanwend tot ons voordeel deur die regte goed te eet en weg te bly van verkeerde dinge. Dit is maar nou net 'n feit van die lewe. You are what you eat is 'n spreekwoord wat baie waar is. Jy word soos dit wat jy eet. En dit kan jy gaan kyk by barbaarse nasies wat enige ding eet, of hy nou 'n verskeurende vleisvreter is of wat ook al, of 'n kruipende adderkoue bloedige dier is. Hulle word almal net so in hulle geaardheid, en naderhand word volkere so. Ook die bose, vers 2, die bose bewoners van die hel, weet alles daarvan af, net met hierdie reusagtige verskil ten opsigte van die diening van die bewoners van die hemele. In die hel wil elkeen eintlik gedien word, en as daar dalk een is wat 'n ander dien, dan is dit slegs oë-diens. Dis altyd 'n skynbare diens, wat baie gerig is op eie liefde, waardeur die een die ander wil mislei, om hom by 'n gunstige geleentheid, des te sekerder in sy kloue te kry, en uit sy ondergang voordeel vir homself te trek. En dit is werklik hoe dit in die hel gaan. Al hierdie geeste is aan mekaar. Elkeen wil die leier wees, wil die baas wees, wil heers. Hy wil gedien word. En as hy in daai posisie kom, dan word hy 'n onmoontlike wese om eers verder in daai hel mee saam te leef. En dan maak 'n ander een hom dood, maar hy kan hom nie dood maak nie, want hy leef vir ewig. En daai een wat nou gedood word, voel al die pyn en al die dinge wat met dood saamgaan, baie erger as wat ons dit hier op aarde sou voel. En dan kom 'n ander een weer in bewind.
en dan maak hulle of hulle mekaar dien, net om op die ou einde oor te neem en in beheer te kom. En so sien ons hier op die aarde, ontmoet ons baie sulke mense. Hulle is baie vooraf, baie gedienstig. En jy sal nou dink, hulle is nou regtig absolute uitslaande naaste liefde diensdoeners. Maar op die ou einde is die skynbare diens net gerig om jou te kry om hom te vertrou, en dan steek hy 'n mes in jou rug. Ons het dit deur al die jare, het ons dit so baie en talle kere gesien. En dat 'n mens nie sommer enige nuwe persoon wat jy ontmoet, dadelik te veel moet vertrou nie. Eers moet 'n mens 'n pad saam met daai ou loop. Of soos die spreekwoord sê, ons moet 'n sak sout saam opeet. En dan eers, en nie altyd nie, eers ook na daai sak sout kan jy agterkom, maar die ou was net nog meer geslepe. En dit is die hel, wat dienste bewys, wat nie uit die hart uitkom nie, maar wat 'n ander doelwit het, wat dan natuurlik neerkom op eie liefde. Want ek wil in beheer wees, ek wil die grootste, die sterkste wees, ek wil hê almal moet my bedien. 'n Duiwelse hart verhef sy meerdere, presies om dieselfde rede, soos wat 'n sekere soort gier. Ek het nou gaan kyk, in die Woordeboek sê dit eintlik is 'n soort aasvoël. Alhoewel ek nou nog nooit aasvoëls ek ken nie aasvoëls wat hierdie ding doen nie. So dit moet 'n sekere roofvoël wees, wat aan die oewer van die see dit met die skoupaaie doen. So 'n gedienstige gier sien 'n skoupad in 'n poel rondswem. Die skoupad wend 'n poging aan om land te kom, om krye te soek om sy honger te stil. Die op vleis beluste gier help hom, tel hom eers uit die poel en sit hom op 'n hoë kryeryke grond. Daar begin die skoupad om weldra besig hou met die soek van die krye wat hy nodig het. Die gier kyk 'n rukkie toe en probeer slegs baie versigtig hoe hard die skoupad se dop wel is. Maar omdat sy skerp snavel geen stuk vleis uit die dop kan trek nie, laat hy die arme skoupad net so lank rustig wy, totdat hy 'n minder bang en vrymoediger sy kop van onder die skulp uitsteek, lus vir die krye. Sodra die gier hierdie vertroue by die skoupad bemerk, is nou werklik dit die persoon wat hierdie, onthou hy vergelyk nou 'n toestand van ons in die lewe. Sodra jy jou kop uit jou dop uitsteek en jy het jou dop uitkruip, kyk na wat gebeur. Sodra die gier daardie vertroue by die skoupad bemerk, gryp hy die sagte vleesige kop met sy kloue, neem die skoupad saam hoog die lug in en dra hom weg na 'n plek waar hy 'n rotsagtige bodem benede sien. Daar laat hy die so hoog meegenome skoupad los en dan begin sy dodelike val. Pylsnel kom hy neer op die harde rotsbodem, slaan in stukke te pletter, en die gier wat sonder moeite vleiend sy vallende offer pylsnel begelei het, is daarna vinnig byderhand en begin nou die loon van sy vroegere diensbetoning vir hom te neem en daarmee sy altyd hongerige maag vol te stop. Daarmee het julle 'n waarheidsgetroue, natuurlike voorbeeld van duiwelse diensbetoning. Dink maar hoe die Nasionale Party in die vroeë 90's kampstig die blanke volk gedien het. Maar in hulle harte was hulle soos hierdie aasvoël. Hulle het die volk te pletter laat val. In 1994, toe ons alle regte verloor het met al die leuns. En die kerke was aandadig. Daar was nie een kerk waarvan ek weet wat teen die oorgawe was nie. Daar was nie een kerk wat tevrede was of ontevrede was dat ons nou 'n verskillende stel gode gaan aanbid in die hoogste gesag van ons land nie.
Daar was geen kerk wat gesê het, maar hierdie is teen God se wil. God het grond vir ons as boere gegee en is ons God gegewe reg. Ons moet 'n stuk grond, al is dit dan nou kleiner, vir onsself kry. Dit is net soos wat hierdie land se politieke en geestelike leiers ons laat val het, as behoudendes, wat by Yeshua skuiling soek. Ek het met skok gehoor dat 'n baie prominente skool, Afrikaanse skool hier in Pretoria Wes, waar baie van ons kinders gaan, het die ouers ingeroep en gesê, hulle gaan nou 'n Engelse skool word, want hulle kan nie meer, die getalle is te min en die mense is te arm. Hulle moet nou volgens die landswet 'n Engelse skool word, en dan sal hulle 'n klein plekkie vir Afrikaanse kinders hê. En ek kan nog onthou, in 94 was daar die belofte van eie skole, eie hospitale, onthou julle dit nog? En dat ons taal altyd geëer sal word. Dit is deel van die stukke van die skoupad wat nou op die grond lê, en wat hierdie regering nou opvreet. So in die praktyk is ons deur so vals naaste liefde en diening verlei. Onthou, altyd moet jy kyk, die woord vir die mense wat oor ons is staatsdiens. En die mense word amptenare of diensknegte van die staat genoem, om te dien. Maar as jy vandag na plekke toe gaan waar jou en my belasting vir hulle betaal om ons te dien, sien jy, maar dis net almal gode. Hulle wil geëer word, en hulle wil heers, en hulle soek omkoopgeld vir enige ding wat hy vir jou wil doen. Hy sal vir jou enige iets gaan haal wat jy soek, maar jy moet betaal, bo op sy salaris. So, kyk mooi na ons situasie en vergelyk dit met hierdie voorbeeld wat Yeshua vir ons gee. Dit is ook wel diening, maar uiters selfsugtig. En op dieselfde wyse is elke bietjie meer of minder selfsugtige diens, wat die mense mekaar wederzijds bewys, ook altyd meer of minder aan die diensverlening van die hel verwant, en kan, vir sover dit aan die hel verwant is, onmoontlik waarde vir my en al my hemele hê. Net alleen 'n heeltemal onselfsugtige diens is ook 'n ware en derhalwe ook 'n suiwer hemelse diens. En slegs dit het vir my en vir al my hemele 'n ware en volkome waarde. Onselfsugtige, selfopofferende en selfvernederende liefde te betoon waar liefde nie verdien word nie. Dit is naaste liefde, die ware naaste liefde. Maar as jy naaste liefde betoon vir een of ander voordeel, vir jou of vir jou organisasie, dan is dit absoluut uit die hel uit. Onthou dit. En meestal vind die goed so, kan my sê, so gewoonweg plaas, dat die mense nie gaan sit en dink nie. Ek weet van baie mense wat vir ons skenkings gee, of wil gee, en dan kom hulle agter, maar hulle kan nie 'n aftrekbare bedrag by sy belasting daarvoor kry nie, dan los hy dit. Dan gee hy dit eerder by 'n plek waar hy wel so 'n sertifikaat kan kry, en dan of dit nou 10 of 100.000 is, van sy belasting kan aftrek. Dit is nie 'n ware uit die hart uit diensbaarheid nie. Dis 'n diensbaarheid vir aardse loon en aardse voordeel. En as Yeshua dit toestaan, dan het jy jou loon klaar gekry. Terwyl alle diensbaarheid hier wat hy sê, is vir voorbereiding in die ryk hierna. Dat al jou goeie dade jou gaan begelei, wanneer jy jou siel hierdie liggaam verlaat, gaan al jou goeie dade saam
Maar die dade wat jy al reeds aardse voordeel voor gekry het, gaan nie saam nie. So daarin kan 'n mens baie dade sien waar mense hulle self op die skouer klop voor koerante en deesdae nou nie meer koerante nie, maar die media, internasionale internetmedia geluk gewens word en foto's geneem word en baie keer hou hulle hierdie groot aandetes en galas waar hulle dan honderde duisende geld insamel. Maar al hierdie goed het geen eintlike waarde nie, want dit is gedoen vir die vertoon van die wêreld. En die kern van naaste liefde diens is, die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie. Dit is so belangrik. Wanneer julle mekaar dus wederzijds van diens sal wees, dien dan mekaar in liefde en ware broederskap, soos wat dit algemeen in die hemele gebruiklik is. As iemand 'n diens van jou vra, verrig dit dan met alle vreugde en liefde en vra nie om loon vir die diensbetoning nie, want dit doen die heidene ook, wat die ware Vader in die hemel nie ken nie, en hulle sedes meer van die diere as van 'n God oorgeneem het. Die ou Egiptenare lewer nou nog tot op die huidige dag toe die bewys daarvan. Aangesien die eerste onderwyser wat hulle tot enige nadenke gebring het, 'n bul was, waarvoor hulle dan ook tot op hierdie dag goddelike eer bewys. En dit is nie net die Egiptenare meer nie, ons lees nou 2000 jaar later. Die hele Egipte is besmet met hierdie beelde van bulle wat hulle aanbid, 'n bul met 'n menslike vorm, en nou met al die tegnologie en die wetenskap wat meer oor hierdie dinge oopgegaan het, is dit niks anderste as van die verbasterde nageslag van die gevalle Nephilim nie, waarvan in Genesis 6 gepraat word. Half mens, half dier, half mens, half vis, half mens, half voël met, jy het al hierdie goed al gesien. Die goed het bestaan, want dit is op klippe uitgekap bedoel ek. En hierdie klonings uit die helheid was nou volgens Vader hierdie Egiptenare se eerste onderwyser in hulle heidense godsdienst. En as jy vandag kyk hoe die bul aanbid word, alle aandelebeurse het 'n groot beeld van 'n bul voor hom, want dis waarvoor dit staan, vir absolute geld en geldgierigheid. En die bul word in baie ander godsdienste openlik aanbid. Dieselfde bul wat Israel gemaak het met die goud wat hulle uit Egipte saamgeneem het en gedans het om hierdie bul toe Moses van die berg afkom en die 10 gebooie stukken gegooi het. Hierdie dinge is oeroud, maar dit gaan nog net steeds aan en aan. En daar's nog baie erger van hierdie nageslagte van die gevallenes, die gevalle engele, wat aanbid word. Dink maar aan Baphomet, wat 'n halwe bok mens is. En dan is daar die uil wat aanbid word, en wat selfs op die Amerikaanse geldstelsel is. En hierdie mense buig vir al hierdie dwaase goed, buig hulle en bring hulle offers, selfs menseoffers, bloed van kinders wat gestort moet word. En nou in die laaste tye sien ons dat hierdie mense wat van hierdie bloedlyne afstam, kan nie genoeg mensvleis en mensbloed verorber nie. Hulle moet, want dit hou hulle aan die lewe. Onthou, you are what you eat. Omdat hulle so boos is in hulle inherente wese, is hulle net daarop uit om hulle eie spesie
natuurlik so ver moontlik van die goddelike saadlyn, nie die slang saadlyn van Satan nie, te verorber en te vreed. Maar dit is goed waaroor ons nou baie lank kan praat, maar ons gaan net daaroor 'n kort praat, want hy verwys nou na hulle. As iemand jou egter 'n goeie diens bewys het, moet jy hom ook nie vra, vriend, wat is ek jou verskuldig nie? Maar jy moet jou vriend uit al die liefde en blydskap van jou hart na vermoë so goed moontlik beloon. As hy wat aan jou die goeie diens bewys het, dit gewaar word, sal hy jou omarm en sê, edele vriend, kyk, ek het jou maar 'n baie klein diensie bewys, en jy gee my daarvoor so 'n groot beloning. Kyk, 1/10 daarvan is meer as genoeg, en selfs dit neem ek net aan ten bewyse daarvan, dat jou broederhart vir my so dierbaar is. As die helper so uit die grond van sy ware en diepe lewensgevoel met sy opdraggewer sal praat, sal hulle dan nie dadelik egte hemelse broers word nie. Ongetwyfeld, en dit is nou juis die wyse waarop die ware ryk van Elohim na julle toe sal kom, en hemels oor julle sal heers, met die scepter van lig en alle barmhartigheid. Ek dink dit is 'n baie duidelike voorbeeld van hoe jy jou naaste liefde moet beoefen en niks terug verwag nie. Maar as jy iets terugkry, is my motto gewoonlik, neem dit aan. As dit te veel is, neem minder aan, maar neem die gawe wat hierdie ou vir jou gee, omdat hy so dankbaar was dat jy hom gehelp het, sodat hy ook 'n seën kan kry. As jy dit elke keer weier, dan laat jy toe dat die persoon aan wie jy goed gedoen het, nie ook dieselfde met jou kan doen nie. En dit is nie broederliefde nie. Dit sal dan geld as iets anders. So, wanneer ons mekaar so 'n naaste liefde dien, dan is ons in die ware hemele van Vader. Dan hoef ons nie nog hemel toe te gaan nie, ons is in die hemele. En wanneer ons die liggaam afsterwe, dan stap ons reguit in die hemele in, die helderste lig. Ek het julle al verduidelik dat die hemele gevorm word deur jou dade op aarde van liefde, jou emosies van liefde, jou denke, jou woorde en jou dade, alles vorm jou hemele aan die ander kant. Dit is jou huis wat jy vorm. Joshua was ook 'n mens. En Joshua was 'n volmaakte mens. En sy hele lewe was vol volmaakte dade van liefde. Daar was nie een daad wat as 'n sonde teen hom gehou kon word nie. Dus toe sy liggaam sterf en sy siel loskom, en hy ook nog afdaal na die hel toe om in volmaakte liefde al daai siele te verlos, met hulle te praat en te sê, kom saam met my. En hy trek al die siele van Adam na, tot by die ou wat net voor hom gekruisig is, wat gered is. Trek hy saam met hom. Waarheen? Na sy eie innerlike huis, van sy eie emosies en sy eie dade. Hy het vir ons 'n plek voorberei deur die liefde wat hy uitgedra het op hierdie aarde. En hierdie huis van hom word in die skrif, veral in Openbaring, baie duidelik beskryf as die nuwe Jerusalem in die hemel. 'n Stad vol mense wat saam met hom bly. Dit is sy stad. Dit is sy wese. Dit is sy emosies. Dit is sy goeie dade waarin jy moet gaan leef. En nou, as jy so daaroor dink, dink nou net al hierdie mense wat Joshua verag, hulle ignoreer hom, ander skaal hom af na net 'n mens toe, 'n gewone sondige mens, en nie na 'n wese, 'n goddelike wese wat as mens die grootste, hoogste huis
vir ons gebou het in die hemele nie, waar elke mens wat Yeshua waarlik lief het, graag sal wil woon. Nou is dit tog onmoontlik dat as jy nie Yeshua se gees nastreef op aarde nie, en sy gees is in hierdie woorde wat ons vanoggend gelees het, hoe om die regte naaste liefde te doen, gister se lesing, eergister se lesing, alles te doen met beoefening van naaste liefde, dan is dit tog onmoontlik om te dink dat jy in daai huis kan kom. Jy kan mos net in daai huis kom, waar die hoogs volmaakte gees gebou het vir sy kinders, as jy daai selfde gees het. Ons sit hier op die plaas met 'n onvolmaakte huis. Hier is mense wat in dieselfde gees wandel, wat Yeshua se gees is, en wat sorg dat hier altyd kos op die plaas is, dat die klere is, dat die behuising is, dat al die dinge werk. Dit is daai gees, maar dan is daar mense onder ons, en tussen ons, wat 'n heeltemal ander gees het. Al eet hy hier, al geniet hy die beskerming, al geniet hy al die voordele, is hy in 'n absolute opstand teen alles wat ons sê. Veral, baie is in opstand wat ons by Gilgal doen. Eerstens hoofsaaklik maar omdat hulle nie verstaan nie, maar andersins omdat hulle dit nooit in hulle kerke gegee is nie en hulle glo nog daaraan. So dis onmoontlik dat so 'n huis kan staan, en so 'n huis moet dan gereinig word van daardie valse geeste. En dit is gelukkig nie my werk nie, of jou werk nie, dit is die Gees se werk. Jou en my werk is baie duidelik gedefinieer. Ons moet saai. Die water gee en die bemesting en die sonlig wat nodig is vir groei, dit kom uit Vader uit. En ons noem dit sy Gees. En die hartseer is wanneer mense laster of getuig teen daardie Gees, gaan hulle langsamer dood. En hulle word meer dood by die dag. In die gees kan jy dooier word as dood. In die vlees as jy dood is, as jy dood. Daar is nie trappe van vergelyking nie. So, let op, dat ons hierdie naaste liefde dienste nie doen, om gesien te word deur mense nie, of vir enige ander voordeel nie. Die volgende opskrif is die leer van Moses en die leer van die meester, hoofstuk 100. En hierdie is baie belangrik, omdat daar soveel verwarring is tussen die leer van Moses en die leer van die meester. Verwarring oor die oorgang van die een en die ander. Hoe dit gedoen moet word. Kom ons lees wat sê die meester. Yeshua, dit is by verre nog nie voldoende om maar net te weet en te glo wat volgens die orde van Elohim en alle hemele goed, reg en waar is nie. Maar 'n mens moet met alle liefde en vreugde van harte daar volgens handel. Dan eers kom die ryk van Elohim en sy geregtigheid waarlik onder julle mense in, en maak julle eers so tot ware kinders van Elohim. In die gees is dit wat ons vanoggend hier lees is soos geestelike voedsel. Nou kom ons vergelyk dit met fisiese voedsel. Anne-Marie kook vir ons 'n heerlike ete, en ons sit die bord voor ons, en ek skep die kos na my mond toe, kou dit fyn, dit proe heerlik, dan spoeg ek dit uit. En so eet ek die hele bord op, maar ek spoeg dit uit op die vloer. Vir hoe lank sal ek so kan eet voordat my liggaam sterf? Nie lank nie. Dan is die liggaam weg, want hy het geen voedingsstowwe gekry nie. En dit is dieselfde met om hierdie woorde te lees, te eet en uit te spoeg op die grond, indien jy dit nie doen nie. As jy vanmôre hier wegstap en begin met jou werk en hierdie woorde word nie deur jou uitgevoer nie, dan gaan jy dood van geestelike honger, want die woorde kom nie in jou geestelike maag nie. Dit word nie gestuur na jou geestelike ledemate toe nie.
en na jou geestelike sintuie toe nie, en jy begin nie die liefde praktiseer nie, dan gaan jy geestelik dood. En vandag is die hele Christendom feitelik dood, want hulle doen nie die liefde nie. Praat nie van die wat die liefde doen nie, daar is hier en daar gemeentes wat werklik die regte liefde op die regte manier uitvoer. Maar die meeste doen dit nie. Hulle glo dat as jy jou 10de in die ou mandjie gooi wat omkom, dan het jy al jou werk gedoen vir Vader. Die dominee moet maar die res doen, want hy kry betaling daarvoor. Dit is nie hoe dit werk nie. Jy moet in die liefde sterk word, want slegs mense wat sterk in die uitoefening van die liefde is, en hy het nou vir ons gegee, onselfsugtige liefde, hulle is goedgekeer om in die hoogste woning te kom, wat niks anders is as Joshua se eie huis nie. Hoogmoed het hy gesê in die vorige lesing, niemand wat hoogmoedig is, kan ooit in sy koninkryk kom nie, of in sy huis ingaan nie. Want hoogmoed is 'n duistere denke, en jy moet 'n sekere ligintensiteit uitstraal, wat slegs verkry word deur die werking van daai 7 geeste in jou, wat jou 7 energiepunte van jou siel versterk, en 'n lig laat uitstraal, wat uiteindelik die 7 kleure vermeng word wit lig in jouself. En as jy so oorgaan, sal dit dan 'n heerlike ontmoeting wees met Joshua, met sy apostels, met sy engele in daardie huis. Dis tog mos iets waarna 'n mens kan uitsien, om daarin te kom as 'n appie, want dit is wat jy gaan wees. Maar dink net almal wat daar is om jou te leer. Ons gaan verder. Watter nut sou alle insig en kennis vir iemand hê, as hy dit nie gebruik nie, maar vashou aan die wêreldse gebruike waaraan hy van ouds gewoond was? Is hy dan nie net so dwaas soos die man wat 'n paleis heeltemal verniet gekry het, om daarin met sy eie familie in volkome rus en met alle gerief te woon nie? Hierdie mens sou wel baie bly wees oor die heerlike en gerieflike fasiliteite van die paleis, maar omdat hy van jongs af daaraan gewoond was aan die uiters ongerieflike verblyf in sy ou klein vuil hut, bly hy, ondanks die insig dat die heerlike en buitengewone ruim paleis goed en baie doelmatig is, nogtans steeds met sy familie in die klam, ongesonde en uiters ongerieflike hut, maar kla daarby onophoudelik oor die groot gebreke van sy erg behuising, van sy eng behuising. Dit is vergelykbaar met iemand wat nie sy ou leer wil los nie. Die ou leer waaraan hy gewoond was, wat miskien sy pa in was en sy oupa in was, maar wat hy nog nooit bevraagteken het deur te soek na waarheid nie. Joshua se leer is die ruim paleis wat geestelik vir jou in alle opsigte versorg. Maar nou gaan bly mense, hulle lees die goed, hulle neem kennis daarvan, maar hy bly nog in die ou leer. Ons gaan verder. Ja, as so 'n mens nie 'n dwaas is nie, dan bestaan daar geen dwaase op hierdie wêreld nie. Maar nog 'n baie groter dwaas is hy wat my leer het, en weet dat dit ewig waar is, maar daarby in al sy doen en late, nogtans soos 'n os die juk bly dra. Party mense wil maar net swaar kry, hy wil daai juk dra. Ek sê vir julle almal, uiters sag is my juk op julle dienende skouers, en buitengewoon lig die las wat julle moet dra. Wie hierdie las sal dra, sal min moeite hê. Wie dit egter nie wil dra nie, sal dit slegs aan homself te wyte hê, as dit sleg, bitter en jammerlik met hom sal gaan. Bewys egte liefde wedersyds aan mekaar. Dit is die las, dit is die sagte las. Dan sal julle op sagte en meer as sagte kussings rus.
As julle egter eerder klippe onder julle koppe wil hê, dan kan julle dit ook kry. Maar laat niemand dan op die oggend van die lewe kla, dat sy kop deur die klippe seer gemaak is en pyn nie. Wanneer is die oggend van die lewe waar jy wakker word van 'n slaap op hierdie klip? Dis wanneer jy jou liggaam verlaat, vasgevang in 'n verkeerde leer. 'n Leer wat vir jou allerlei laste opgelê het. En ek dink nou, terwyl ek dit lees, veral aan ons Israeliet broers en susters, wat die mense beveel om die laste van die wet op hulle te dra. Party is so erg dat jy die Hebreëse woorde moet uitspreek, dat jy in Hebreëus moet bid, anders kan Vader jou nie verstaan nie. Wat 'n belaglikheid, net om te dink dat jy 'n God aanbid wat nie Afrikaans kan verstaan nie, is alreeds 'n dwaas. Maar daai dwaase het groot gemeentes in hierdie land. Dwaase wat Yeshua se groot offer, wat hy vir ons gebring het, nie wil nakom nie, nie wil opneem in hulle self nie. En jy neem dit op deur sy liefdesleer uit te oefen op aarde. Dis hoe jy Yeshua opneem. Nie om te sê, ek glo in Jesus nie. Jesus, ek is baie lief vir Jesus nie. Dit beteken niks as jy nie sy woorde doen nie. Want eers deur doen, deur aktiwiteit in liefde, kan jy vir jou 'n plek, ek wil nie sê verwerf nie, want alles wat ons doen moet uit liefde wees en nie vir beloning nie. Maar as ons dit doen in liefde, ons selfsugtige liefde, dan is daar 'n beloning, sonder dat jy die beloning moet verwag. En die beloning is Yeshua. As jy hom het, het jy alles. Ons gaan aan. As jy 'n troue en ontroue dienaar het, is jy dan nie 'n enorme esel as jy die troue dienaar wegjaag, omdat hy baie korter in jou huis is as die egte ou skurk, wat jou altyd by elke geleentheid uit en uit bedrieg het. Daarom moet julle heeltemal ophou met al daardie ou diensbetoning, want dit pas nie by die suiwere hemelse leer nie. En hierdie leer is nie maar net 'n nuwe lap vir die verstelling van 'n ou, totaal verskeurde gewaad nie, maar dit is op sigself 'n heeltemal nuwe voltooide gewaad, wat heeltemal in die plek moet kom van die ou slegte gewaad. 'n heel nuwe leer wat ons nou elke oggend het en waaruit ons lees, van dieselfde een wese waarvan in die Bybel gepraat word dat hy ons verlosser is. Hier trek ons nou met elke lesing, as ons dit stiptelik nakom, 'n nuwe gewaad aan van die liefde. Maar ons moet die ou ene uittrek, en ons moet nie die ou een probeer las met hierdie inligting nie. Dit gaan nie werk nie. Maar met die ou gewaad bedoel ek sekerlik nie Moses en die profete nie, want dit is suiwer hemelse goud. Maar met die ou verskeurde gewaad bedoel ek julle reëls wat deur mense opgestel is. Daarmee en met die voorskrifte van die tempel kan mens niks meer doen nie. Want as 'n mens 'n splinternuwe lap op 'n groot gapende skeur sou vaswerk, dan sou 'n mens dit tog nie kon vaswerk nie, omdat die materiaal van die ou gewaad te erg verweer het, en as gevolg daarvan geen steek meer daaraan vasgeheg sou kon word nie. Moses het weliswaar destyds 'n wet aan die Israelitiese volk gegee vir die algemene huishouding en vir alle behoeftes en node van die mensdom. Maar die mense het dit heeltemal vervorm, en omdat dit vervorm geword het, sou dit nie meer by my leer pas nie. Want as 'n mens ploeg, kan 'n mens nie oes nie. As die gesaaide koringkorrels egter ryp geword het, dan neem 'n mens maaiers in diens, en dan het die maaiers nie nut van 'n ploeg nie. Moses het geploeg, die profete het gesaai, en nou het die maai en oestyd gekom. Dis nou Yeshua se lewe op aarde.
waarin 'n mens vir Moses met die ploeg in die hand nie meer kan gebruik nie. Daarom sal ons nou oes en alles in ons skure inbring wat ryp is. Maar na die oes sal aan julle die ploeg van Moses weer in die hand gegee word, om die grond opnuut los te maak, en om opnuut die suiwerste hemelse koring daarin te saai. En daar sal wagters ontbied en aangestel word, wat goed sal oplet, dat daar geen vyand kom, en onkruid tussen die suiwer koring sal saai nie. Hierdie wagters wat ontbied word, is engele wat werksaam sal wees in die geestelike sfeer, om ons te lei, om Moses korrek te interpreteer, en te luister wat Joshua sê. Hy sê, ek het nie gekom om die wet of die profete te ontbind nie, maar om te vervul. In Grieks is dit om dit in vervulling te bring of vol te maak. En dit is presies wat Joshua gedoen het. Hy het dit wat geploeg is en dit wat gesaai is, het hy nou kom oes vir die ewige lewe en nie vir die doderyk nie. Onthou, almal van Adam af tot voor Joshua se neerdaling in die doderyk, almal het in die doderyk binne in die aarde vertoef. Nie een kon deur die wet die hemele bereik nie. Eers Joshua wat 'n ware huis vir ons gebou het, die nuwe Jerusalem. Eers hy moes kom om die eerstelinge na daardie huis toe te neem. En dis die vorige 4000 jaar se mense wat gered is. Dit was die eerste inwoners van die nuwe Jerusalem. En daarna al die ander wat na Joshua geleef het en 'n lewe van liefde gelei het, tot by ons. Ons gaan nie nou eers vir 'n tyd in die doderyk vertoef nie. As ons Joshua se leer korrek doen, in ons selfsugtige liefde tot hom en die naaste, dan sal ons direk na hierdie nuwe Jerusalem kan gaan. Dit is die leer wat hy vir ons gegee het. Jy en ek moet een word met daardie leer. Dan is ons een met die nuwe Jerusalem. En dan kan niks en niemand jou dit weier nie. Of toegang tot die stad weier nie. Baie, baie dankie.